Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker op hierdie Dinsdag, die 18de Augustus 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Jy weet, ek blaai vanmôre so deur psalms. Ek het vanoggend net hierdie begeerte gekry om 'n psalm te kry om te deel, om ons so 'n bietjie te bemoedig. En so dat ek hierdie psalms blaai en ek so na die opskrifte kyk en die eerste paar versies lees, besef ek hoeveel keer het Dawid en ander skrywers van psalms God bedank. Bedank vir 'n goeie oes, bedank vir 'n oorwinning, bedank vir baie dinge. En ek dink so by myself, weet jy, ek het eintlik 'n tekort in my lewe. Ek bedank God nie genoeg nie. Ek is baie in gebed, ja, en ek bedank God baie. Maar ek bedank hom nog steeds nie genoeg nie. Want hy doen so baie vir ons. Hy lei ons, hy leer ons, hy stig ons. Ja, daar gebeur baie dinge in die wêreld wat nie lekker is nie. Ons hoor van berigte van slegte nuus en slegte gebeurtenisse. Dit gebeur nog al die jare op die aarde. Maar vir my en jou wat in God glo, wat hom vertrou, vra ek vanmôre, bedank ons om regtig genoeg. Bedank ons om regtig genoeg uit ons harte uit. Kyk hoe Dawid hierdie liedjies geskryf, hierdie psalms geskryf, hierdie gebede geskryf, want dit is wat sy hart was. En ek sê dit vandag met sagmoedigheid, want ons mensdom se harte is soms bietjie weg van die Here af. Want ons kyk na die seer van die wêreld, ons kyk na die bekommernisse. Maar tog wanneer ons God bedank uit die hart uit, dan gebeur daar iets in ons siel. En daarom wil ek vanmôre Psalm 45 met jou deel. En dit is 'n bruiloftslied vir die Messias. En dit het Dawid geskryf, jare voordat Jesus Christus nog selfs gebore was. Maar Dawid het geweet, want jy sien, in daardie dae was die Heilige Gees nie oral beskikbaar nie. Die Heilige Gees was nie vir almal beskikbaar nie. Mense moes na die tempel toe gaan, hulle moes priesters gaan sien, hulle moes profete gaan sien, om te bid tot God, hulle moes wierook brand, om te bid tot God. Maar ek en jy het vandag die Heilige Gees, en deur die Heilige Gees het ons die Hoëpriester Jesus Christus, deur wie ons bid tot God. Dinge was anders in die ou dae. En daarom het ek en jy eintlik baie meer voordeel. Want ons kan direk met God praat deur Jesus Christus in die Gees. Terwyl die Ou Testamentiese mense, hulle moes na die tempel toe gaan, hulle moes gaan stap, hulle moes opofferings doen, hulle moes wierook wat frankincense was, hulle moes dit kry en mirre om wierook te vat tot God vir gebed, en hulle moes 'n offer kry, 'n dier, 'n duif, wat ook al, as 'n offergawe, wanneer hulle gaan bid, sodat die priester vir hulle kon intree, vir hulle sonde, wat ook al hulle gebed nodig het voor. Maar kyk hoe Dawid sy gebede opgestuur. Vir die musiekleier op die wysie van lelies, van die kinders van Korag, 'n onderwysing, 'n lied van die liefde. My hart word bewoed deur goeie woorde, ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning, my tong is die pen van 'n vaardige skrywer. U is veel skoner as die mensekinders, genade is uitgestort op u lippe. Daarom het u geseën vir ewig. Daarom het God u geseën vir ewig. Dawid praat hier van die Messias. Hy skryf uit sy hart uit 'n gedig, 'n gebed, 'n lied tot Jesus Christus, want hy sien soos 'n profeet nou in die toekoms. Hy het 'n hartstogtelike gevoel wat in hom heers, wat hy moet uiter. En ek weet, ek persoonlik is skuldig, ek doen dit nie genoeg nie.
Want soms raak ons so besig, selfs met die dinge van die Here, dat ons nie genoeg dank nie. Gord die swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid. Ja, u heerlikheid ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid, en laat u regterhand u vreeslike dinge leer. U pile is skerp, volke val onder u. Hulle tref in die hart van die koning se vyande. U troon, o God, is vir ewig en altyd. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Al die klere is mirre en alewee en kassie. Uit u voorpaleise maak snare spelle u bly. Dogters van konings is onder u staatsdogters. Die koningin staan aan u regterhand in goud van Ofir. Hoor, o dogter, en kyk en neig u oor, en vergeet u volk en die huis van die Vader, en as die koning u skoonheid begeer, want hy is u Heer. Buig u dan voor hom neer, en o dogter van Tyrus, met geskenke sal hulle u guns soek, ja, die rykstes van die mense. Louter heerlikheid is die koning se dogter, daar binne. Van gouddraad is haar kleding. In veelkleurige gewade word sy na die koning gelei, jonkvroue agter haar vriendinne word na u gebring. Hulle word gelei met vreugde en gejuig, hulle gaan in die koning se paleis in. In die plek van die Vader sal die seuns wees. U sal hulle aanstel as vorste in die hele land. U naam wil ek vermeld van geslag tot geslag. Daarom sal die volke u loof vir ewig en altyd. Kom ons dank die Here, so 'n bietjie meer. Kom ons bid so. Hemelse Vader, in die naam van Jesus Christus, kom ons vanmôre voor u in danksegging. So baie gaan dit by ons verby om u te dank vir die goeie wat u vir ons doen. Die goeie wat ons baie keer mis sien. Omdat ons so baie keer vaskyk in ons bekommernisse, so baie keer vaskyk in die probleme van môre, so baie keer vaskyk in wat nie is nie, wat dalk kan, in plaas van om te kyk wat ons het. Dankie vir u liefde, dankie vir u genade, dankie vir die opoffering van Christus aan die kruis, aan die dood. Dankie dat hy kon opstaan en die dood oorwin. Dankie dat ons deur die kruis tot vergifnis kan kom, dat ons wedergebore kan word. Dankie dat ons 'n dak oor ons kop het. Dankie dat ons in 'n bed kan slaap met komberse. Dankie. Dankie vir vriende. Dankie vir die woord wat ons kan lees met vrymoedigheid. Dankie dat ons u kan aanbid deur Jesus Christus. Dankie. Dankie vir 'n nuwe môre. Dankie vir die sonskyn. Dankie vir die reën waar daar reën is. Dankie vir elke vriend in Christus. Dankie vir elkeen wat saam bid vir mekaar. Dankie, Here. Dankie vir die liefde. Dankie vir elkeen wat 'n gebed opstuur. Dankie vir elkeen wat u soek met opregte hart. Dankie vir elkeen wat deur die verdrukking druk sonder om op te gee. Dankie vir elkeen wat bereid is om op te kan staan, die stof af te skud en weer te probeer. Dankie, Here. Dankie vir die Heilige Gees wat ons leer, ons vooruitgaan. In Jesus naam, dankie. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.